Die minister van Maatskaplike Ontwikkeling se kinders ry met luukse voertuie wat nie verklaar is nie en Artemis 2 maansending tot dusver 'n sukses. Goeiemiddag, dis tyd vir die Pretoria FM visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Esmarie Eysel. Die minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Sisisi Tolashe, het na bewering vir die parlement gelieg toe sy verklaar het dat sy 2 luukse voertuie van Chinese amptenare as skenking vir die ANC Vroueliga ontvang het. Volgens 'n ondersoek deur Daily Maverick weet nog die ANC Vroueliga nog die ANC self van die skenking en word die voertuie deur haar kinders gebruik en in hul name geregistreer. Tolashe het ook nie die voertuie as persoonlike skenkings verklaar nie. Sy was ook traag om op parlementêre vrae te antwoord voor sy uiteindelik toegegee het dat die voertuie van 'n buitelandse skenker ontvang is. Die waarde van die voertuie is dig by die 1 miljoen rand. Die premiers en direkteurs-generaal van 5 provinsies het voor die komitee verskyn. Sommige het gekla oor beperkings van die audits wat daarop gemik is om amptenare wat korrupte praktyke bedryf uit te vang. Sommige amptenare weier weens die privaatheidswette om hul finansiële besonderhede tydens die ondersoek te verskaf. Dit is sedert April 2022 verpligtend dat provinsies leefstyl-audits uitvoer sodat korrupsie, veral wat tenders en kontrakte betref, uitgeroei kan word. Die Departement van Basiese Onderwys het nuwe konsepregulasies bekendgestel vir die Wet op Basiese Onderwys, wat daarop gemik is om swanger leerlinge se reg tot onderrig te beskerm. Volgens die departement sal swanger leerlinge onder die voorgestelde regulasies toegelaat word om in die skool te bly en terug te keer nadat die baba gebore is. Die meisie moet daarna verder teen diskriminasie beskerm word. Eenvormige standaarde sal vir alle skole geld en skoolhoofde sal nie self daaroor kan besluit nie. Die departement sê daar is steeds in sommige gebiede skole wat swanger meisies uitsluit om glo die skool se naam te beskerm. Die Amerikaanse ruimteagentskap NASA het vir die eerste keer sedert Desember 1972 'n bemande ruimtekapsule na die maan lanseer. Die span, bestaande uit 3 Amerikaanse en 1 Kanadese ruimtevaarder, is kort na middernag in NASA se Artemis 2 van die Kennedy Ruimtesentrum in Florida na die maan gestuur. Die Artemis 2 sal 406.000 kilometer die ruimte ingaan. Dit is dieper die ruimte in as wat enige mens ooit was. Dr. Roan Stein, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die Noordwes Universiteit, sê hierdie sending baan die weg vir menslike teenwoordigheid op die maan. NASA se Artemis 2 sending het suksesvol gelanseer en is die eerste bemande maanvlug in meer as 50 jaar. Nou dit is 'n sowat 10-dag toetsvlug waarin 4 ruimtevaarders aan boord die Orion ruimtetuig om die maan sal vlieg en daarna na die aarde toe sal terugkeer. Nou hierdie sending land nie op die maan nie. Die doel van hierdie sending is om NASA se nuutste SLS-vuurpyl, die Orion-kapsule en nuwe belangrike diepruimtestelsels vir die eerste keer met 'n bemanning aan boord te toets. Die tegnologiese vooruitgang die afgelope 50 jaar word nou in die ruimte gebruik en dit is baie opwindend. Die sending is 'n belangrike stap in die groter plan om 'n volhoubare menslike teenwoordigheid by die maan te vestig en toekomstige diep ruimteverkenning moontlik te maak. En indien jy met Jan Tuis bly se karretjie ry, kan jy warm weer in die Jacaranda-stad verwag terwyl die Kaap swaar reën en stormweer verwag. 'n Weervoorspeller van Vox Weather, Michelle Cordier, gee meer besonderhede oor wat jy die Paaslang naweek kan verwag.
Goeiedag luisteraars. Stormweer lê voor vir dele van die Kaap-provinsies hierdie paasnaweek met 'n weerwaarskuwing wat reeds in plek is vir die Suidwes-Kaap, waar ontwrigtende reënval op Goeie Vrydag kan lei na plaaslike oorstromings. Motoriste en vakansiegangers word versoek om versigtig te ry. Die nattoestande versprei teen die naweek ooswaarts met KwaZulu-Natal en die Vrystaat wat teen Sondag aan die beurt vir reënval sal wees. Teen Familiedag word 'n merkbare afkoeling verwag oor die suide en ooste van die land agter 'n koue front met bewolkte toestande en ligte reën wat moontlik is oor KwaZulu-Natal, Limpopo en Mpumalanga. Vir Gauteng en die omliggende gebiede lyk dit egter na 'n droë en warm paasnaweek, ideaal vir braai en tyd saam geliefdes. Geniet die paastyd saam vriende en familie. Die Parlement se portefeulje komitee oor sport, kuns en kultuur het eenparig besluit om by die minister van Sport, Kuns en Kultuur aan te beveel dat Atletiek Suid-Afrika ASA se raad van direkteure ontbind word. Die rede is dat die raad glo nie sy toevertroude pligte onderneem en nie die belange van atlete beskerm nie. Die voorsitter van die komitee, Joe Magloa, sê ASA is op die punt van ineenstorting met geen finansiële beheer en vermoë om kritieke kwessies en binnengevegte tussen raadslede te beheer nie. En op daai noot, dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Op die vooraand van die Paasnaweek, 'n geseënde lang Paasnaweek vir u en u geliefdes, en dan sluit ons Dinsdag weer by jou aan. Is bang, dit is tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie, ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet hier wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Janko. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.